En dis 'n hartlike Shabbat Shalom hier van my kant af. Shabbat Shalom uit 'n lekker bewolkte Jeffreys Bay vandag. Ja, wel amper 'n wonderlike dag hier by ons in Jeffreys Bay. En dankie dat julle inskakel en dat julle saam met ons hierdie parasha gaan bestudeer, parasha Teruma. Ons sien uit daarna. Daar's dit was nou nogal 'n baie dol week aan ons kant gewees waar ons redelik gewerk het om alles in plek te kry vir hierdie groot skuif wat ons nou maak. En maar tussendeur, ja, dan kyk jy wil nog steeds jou alias wat uitgaan en ek het terugvoer gekry dat dit was nogal iets om deur te gewerk het. As jy dit nog nie gedoen het nie, neem die vrymoedigheid en gaan werk net deur al daai vrae. Weet jy behoort uit die 35 vrae ten minste 5 of 7 wat ook al te kry, want jy sal agterkom dat die roog eintlik nou met jou praat en as jy weet wat se regstellings kan jy maak of weet hoe praat dit met jou of wat se getuienis kan daar uitkom. So gaan kyk gerus daarna. So ja, ons het nou hierdie week, soos ek sê, heelwat onder druk gewerk. Kom ons kyk wat kom uit hierdie parasha uit, maar kom ons doen net eers die psalm wat saam met dit gaan. Dit is altyd so mooi. Dis so, jy weet die woord dra daar meer gewig as wat ek of jy kan sê. Ja, en dit is Tehillim 65. Kom ons luister dan. Praises awaiting you, O Yahuwah, in Zion. And to you the vow shall be performed. O you who hear prayer, to you all flesh will come. Iniquities prevailed against me. As for our transgressions, you will provide atonement for them. Blessed is the one you choose and allow to approach you. He will dwell in your courtyard. We will be satisfied with the goodness of your house, your set apart sanctuary. By awesome deeds you answer us in righteousness, Elohim of our salvation. You who are the trust of all the ends of the earth and the farthest sea, who establishes the mountains by his strength, who is encircled with might, who stills the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the turmoil of the nations. They who dwell at the ends of the earth stand in awe of your signs. Blessed is the one you choose and allow to approach you. He will dwell in your courtyard. We will be satisfied with the
Ja, en inderdaad kan ons die 12de vers kan ons ook uitroep. U kroon die jaar van u goedheid en u voetspore drup van vettigheid. Inderdaad, nee, en ons lees dit so in Afrikaans terwyl ons nou na hierdie luister en ek dink so by myself, sal dit nie lekker wees as ons dit dieselfde musiek, dieselfde, maar ons sing dit net lekker in Afrikaans. Want die Afrikaans het baie mooi woorde wat hy vir ons sal sê. You crown the year with your goodness, mag dit my en jou deel wees vir hierdie jaar vorentoe. Parasha Teruma, ons is besig om te vorder, hoor. Ons trek al by Shemot 25 en Teruma beteken bydrae, is eintlik meer 'n opheffingsoffer wat gebring word, is 'n geskenk of jy weet, is dit iets wat jy vir 'n spesiale of 'n afgesonderde doel op sy sit. So dit is die parasha se naam. Kom ons kyk net wat is al die leesgedeeltes gehou. Uit die Torah uit is dit Shemot of Eksodus 25 vers 1 tot hoofstuk 27 vers 19. Uit die Haftarah is dit Melakim Alef, dit is 1 Konings 5 vers 26 tot hoofstuk 6 vers 13. En uit die Brit Hadesha of die hernieuwde verbond is dit Markus 12 vers 35 tot 44 en dan ook Ivrim 8 vers 1 tot 6. Dan hoofstuk 9 vers 23 en 24 en dan hoofstuk 10 vers 1. Goed, ek wil so 'n klompie inleidende opmerkings maak. Ek kan jou verseker, ek gaan nie vir jou vandag vertel van al die fyn intricacies van die weet van elke instrument wat daar is nie. Ek wil sulke inleidende opmerkings maak en dan wil ek jou vir jou wys hoe Vader elkeen van hierdie meublement, elke stukkie meubel, elke instrument wat hy daarin gaan plaas, hoe hy dit gaan gebruik om vir my en vir jou te vorm, om, jy weet, in ons deel te maak van sy tabernakel. So, ek en jy moet weet, ons kan nie die weeklikse parasha bestudeer, deurdat ons dan gaan en die Torah in dele opbreek, in dit wat vir my en vir jou gerieflik is nie. Jy gaan sien die volgende 5 parshiot is die meervoud van parasha, so die volgende 5 parashas, as jy dit dan nou so wil hê, net in Shemot moes nou wat jy ken as die boek van Eksodus, en daai parasha se naam gewees, Teruma, Tsetsewe, Kitisa, Vayakel en Pekudei, dan ook die hele boek van Levitikus of Vayikra, ek hou meer van Vayikra, want dis wat Vader sê, as jy tot my wil nader, bring hierdie offer, so die hele boek van Vayikra, en dan die eerste hoofstukke van Nimri of Bemidbar, ek hou meer ook van Bemidbar, dit alles, al daai gedeeltes draai om die Mishkan, die tabernakel, saam met al hierdie temas van afgesonderdheid en diens wat gedoen word, reinheid en Jahoua se teenwoordigheid reg in die midde van sy volk. So, hoe kan ons dan beweer ons bestudeer die Torah as ons sekere dele geheel en al oorslaan en of uitlaat en jy weet, dit is goed wat myns insiens brood nodig is sodat ek en jy die volle openbaring van Jahoua kan kry, dit wat hy na my en jou toe gaan bring. So, die probleem is nie, en hoor vir my mooi as ek dit sê, die probleem is nie dat ons nie vandag 'n aktiewe tempel het nie. Die werklike probleem is om te dink dat as iets nie letterlik uitgevoer kan word nie, dan het dit vir ons geen waarde nie, ons kan nie meer daaruit leer nie. En ek kan vir net dit sê, as jy so sien en net, dis nie getrou aan die teks nie. Weet waar ons net cherry picking gaan doen. Jy vat net waarvan jy hou en los al die ander uit. So nee, moet asseblief nie vir jou oorgee aan cherry picking nie. Weet dat dit wat Vader vir jou gee, elke vers, elke jota, elke titel wat in die skrif staan, die sê ek nou vir jou, is van belang. So weer eens, die Torah is nie aan my en jou gegee, sodat ons kan kies net dit wat ons kan hou nie. Dit is gegee om vir my en vir jou saam tot 'n afgesonderde volk te vorm, met lewens wat georden is rondom wat? Die teenwoordigheid van Jahoua ons Elohim. Nee, hy is die ewige een. Hy wil hê dat ons lewens rondom hom georden moet wees.
En ek en jy verklaar dit, so wat ons net nou gedoen het ook, toe ons die uitspraak gehad het van die Shema, toe ons gesê het, Shema, die Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, né? Dis alles rondom hom. Ons plaas ons in sy koninkryk, ons plaas ons onder sy beheer, onder sy heerskappy. Dis wat ons doen. Nou, as ons elke area van die tabernakel met sy voorhof, met sy afgesonderde plek en sy mees afgesonderde plek bestudeer, nou, net voordat ek nou gaan, jy sal dit dalk nou nog ken as die heilige plek of die allerheiligste plek. Ek hou nie van daardie woorde nie met die konnotasie wat veral die Rooms-Katolieke Kerk daaraan gegee het nie. So ek verkies om dit terug te vat na die oorspronklike betekenis wat sê die afgesonderde plek is dan nou die heilige plek en die mees afgesonderde plek, dit is die allerheiligste soos julle ken. Ons hou so daarvan om te praat van die Holy of Holies. Ek hou van die mees afgesonderde plek. Nou as jy al hierdie 3 afdelings gaan bestudeer, dan leer jy die volgende. Jahwe woon onder 'n volk wat hulle self vir hom afgesonder het. Wil jy mooi? Die volk het hulle self vir hom afgesonder. En die belangrike ding, en ek gaan klem lê daar, hierdie afgesonderdheid of hierdie heiligheid gaan nie oor gevoelens nie, dit gaan nie oor jou emosies nie. Dit gaan oor orde, dit gaan oor gehoorsaamheid en dit gaan oor eerbied en dit gaan oor ontzag. Dit gaan daaroor dat vergifnis en restaurasie, oftewel dan nou herstel, wel 'n prys het en jy gaan daardie prys betaal om daarby uit te kom. Dit gaan iets van jou verg. Dit gaan iets van my verg. Ons gaan saam inhak en ons gaan die prys betaal. Dan wat dit ook gaan doen is, ons moet verstaan dat die lewe in hierdie verbond wat ons het met jou, want dit is al reeds met Abraham, Isak en Jakob gesluit en dit kom al uit die tuin van Eden uit, so jy nou wys, ek sê nou vir jou, ons lewe nie in geestelike chaos nie, ons werk. En dis wat Vader nou begin om hier in plek te plaas. Die volk het nog nie die kapasiteit gehad om sy woorde te hoor nie. Nou gaan hy deur hierdie tabernakel, gaan hy hulle kapasiteit vergroot. En hy gaan ook my en jou kapasiteit, gaan hy dan nou daardeur vergroot. Hoe doen hy dit? Met 'n baie doelgerigte struktuur. En dis kom ek vir jou sê, dat die Mishkan met al sy dele, die Mishkan is toch die tabernakel, met al sy dele kan nie gekanselleer wees nie. Hulle is steeds die lewende woorde wat my en jou opvoed, wat ons korrigeer en wat ons voorberei vir die teenwoordigheid van Jahwe, ons Elohim. Nou, sommige van hierdie mitzvot, dus nou die gebooie, kan alleenlik toegepas word as daar 'n tempel staan. Met ander woorde, daardie gebooie kan nie nou toegepas word nie weens die gebrek aan 'n fisiese tempel. Maar dit maak nie daardie gebooie, daardie mitzvot minder leersaam en minder vormend nie. Ek beoog om regtig net vir jou vandag 'n paar goed aan te raak wat jou hopelik sal aktiveer om hierdie studie wat ons gaan doen oor hierdie volgende paar weke baie meer intensief met ons mee te maak. So, nie alles rondom die tabernakel of die tempel word dan nou vandag nog op presies dieselfde manier toegepas nie. Maar weet net dit, elke deel daarvan openbaar Jahwe se karakter en ons verantwoordelikheid en ons verantwoordbaarheid voor hom. So hierdie blydruk wat Moshe dan nou hier kry in hierdie parasha, jy moet weet, dit gaan vir jou die volgende doen. Want ek en jy moet kyk, dit is soos wat dit in die hemel is, so gaan dit hier op aarde wees. Shema, met ander woorde, hoor dit, doen dit. Dan het jy gehoor. Dan moet jy ook shamar, jy moet dit bewaak en bewerk. En dan moet jy asa, jy moet bou aktief. So hierdie 3, so jy gaan hoor, jy gaan bewaak, en jy gaan, you are going to make it happen. Dis wat asa vir jou gaan beteken. Jy gaan hierdie tempel maak werk. Jy gaan dit maak werk. Jy gaan die tabernakel maak werk. Nie gaan seker is, maar hoe nou, jy praat hier in die een kant, jy sê, ons kan dit nie meer presies so uitvoer nie. Ons gaan nou kyk daarna. So ek sê, jy moet aktief daaraan bou, veral as jy klein, dat jy die tempel van Jahwe se afgesonderde gees is. Nou, hoe bestudeer ons dan nou
dit volledig, sonder om dit deur Yeshua ongeldig te maak. Die seker is, maar waarvan praat jy nou? Kom ons wees net eerlik en reguit met mekaar, vanuit die Christendom, grootliks, wil hulle deur Yeshua sê, dat die Tanakh, enigiets wat links van die boek van Matteus is, dis vandag, dis ongeldig, dis nie meer van toepassing nie, dis 'n verbond wat mee weggedoen is. Jy kan nie 'n verbond mee wegdoen nie. Vader Jahweh wil nie dit doen nie. Dit is op grond van daardie verbond wat hy Israel dan uit Egipte of Mitzrayim dan nou uitgelei het. So hier sit ons in hierdie situasie dat ek en jy moet weet, dit is nie ongeldig nie. Yeshua het dit nooit gesê nie, gaan nou vir jou skrifgie wys, né? Want dis wat hulle doen, they are pitching it as, dis die Torah teen die Messias. Of die een of die ander. Hulle maak nie voorsiening daarvoor dat dit 'n geïntegreerde eenheid kan wees nie. So weet net dat hiervandaan na vorentoe is die Torah plus die messiaanse perspektief, met ander woorde Yeshua as ons Messias en ons bruidegom, dis die messiaanse perspektief. So die Torah plus hierdie messiaanse perspektief in kontinuïteit met Jahweh, dit is sy plan. Hierdie is sy plan. Nou vir my en vir jou wat in Yeshua glo, hy wis nie hierdie Torah uit nie. Vergeet dit, hy doen dit nie. Hy kom en hy beliggaam dit. En as hy dit gaan beliggaam, guess what? Jy gaan dit ook beliggaam. En hy kom en hy bring dit tot sy volle etiese, geestelike en profetiese volheid. Jy kan maar gaan lees daarvan in Matteus 5 vers 17 tot 19, dan gaan jy dit ook doen. En ek gaan dit ook doen. Want dis waartoe ons geroep word. Die instrument wat daarin te vind is, dit word nie uitgegooi nie. Maar ander jy kan nie jouself dink dat jy nou sê, nee, wel, 'n menorah is nie meer vandag van toepassing nie, ons gooi hom uit. Tafel met toonbrode, o nee, daar's nie meer brood wat 7 dae lank vars bly nie, gooi dit uit. Nee, jy kan nie dit doen nie. Hierdie goed is iets wat jy in 'n groter diepte moet bestudeer. Dis wat ek en jy gaan doen. So kom ons kyk hoe lyk 'n praktiese benadering vir weeklikse studie wat ek en jy moet doen wanneer ons kyk na hierdie wat oënskynlik nou nie meer, daar's nie 'n tempel nie en daar's nie dit nie, daar's nie dat nie. Kom ons kyk hoe gaan ek en jy dit doen. Wanneer jy hierdie gaan lees, gaan jy eers na die oorspronklike betekenis daarvan kyk. Onthou julle die Pardes beginsel, né? Wanneer jy kyk na die Peshat is die manier, jy weet, die dood eenvoudig verstaan daarvan, soos wat ek en jy dit sal verstaan, dan het jy die remes, wat baie keer die profetiese of die hinting gedeelte is, dan het jy die drash, met ander woorde, daar word oor gedebatteer, en dan het jy die sod, wat die meer mystieke gedeelte is. Nou, so, hier in hierdie geval, sê ek vir jou, begin met die Peshat. Verstaan dit op die vlak soos wat jy dit daar lees. Jy moet vir jouself afvra, maar wat het Jahweh vir Israel beveel in daai historiese oomblik, toe hy hierdie gegee het, toe hy daaroor gepraat het? Gaan kyk na wat is die funksie van die gebod. Praat dit oor afgesonderdheid, heiligheid as jy dan moet, praat dit oor reinheid, praat dit oor geregtigheid, praat dit oor orde in die kamp, praat dit oor versoening, praat dit oor leierskap, of praat dit oor goddelik bepaalde grense. Kan jy sien, dis nie net 'n ding van, ek het my hand opgesteek, ek het nou die Messias in my hart, and that's all, dis al wat ek nodig het nie. Kan jy sien, Vader wil hierdeur vir jou wys, ek het soveel meer vir jou, as jy net in my teenwoordigheid wil kom, as jy net regtig die tempel van die Gees wil wees. Nou die volgende ding waarna jy gaan kyk, is jy moet vir jouself vra, maar is daar 'n messiaanse projeksie? Met ander woorde, wys dit vorentoe na die Messias wat kom. En as daar 'n messiaanse projeksie is, dan gaan ek daarna kyk, sonder om die oorspronklike uit te wis. Né? Hoe verlig hierdie patroon, wat ek en jy nou gaan kyk, die werk van die Messias, en hoe verlig dit my en jou verbondslewe vandag, hierso waar ons is, né? Nie vervanging nie, want ek en jy weet, ons gaan aan, daar's 'n kontinuïteit. In Yeshua is daar 'n kontinuïteit van die Torah, dit hou aan, hy het ons gewys hoe om dit te doen. So, hoe gaan ons kyk na 'n huidige toepassing daarvan? Ons vra onsself dan die vraag af, terwyl jy hierdie lees, wat eis dit van ons nou, in ware gehoorsaamheid, ten aansien van eerbied, ten aansien van reinheid,
gemeenskaplike of gemeenskapsverantwoordelikheid. Wat vereis dit van ons in terme van geestelike dissipline? Wat vereis dit van ons in terme van praktiese geregtigheid? Nou, op hierdie manier gaan ek en jy twee groot slaggate vermy. Die eerste een is wanneer jy die ding benader met 'n wettisisme sonder dat jou hart in dit is. Jou tweede slaggat is wanneer jy vreeslik geestelik is, sonder dat daar 'n mis word, sonder dat daar 'n gebod is wat vir jou rig en vir jou lei en vir jou op die pad vat. Jy sien, ek sê weer, as ons die heiligdom, die sanctuary, daar is die lied was so mooi met die sanctuary daar, né? Ek het eintlik sommer gevra, weet kan ons net na die tyd weer 'n slag speel. As ons daardie sanctuary, dis Jahwe se versoekte woonplek vir hom, as jy dit uit die studie uit verwyder, dan gaan jou geloof net nou mooi versiekies en frasetjies en al daai verander. Nee, jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie. Die tabernakel, Vader se woonplek, né? Ons gaan nou 'n bietjie meer sê wat ek sê, sodat ek in julle midde kan hoor, so nou daaroor praat. Maar daardie tabernakel is vir my en vir jou absoluut crucial om te weet, te verstaan. Want ek gaan vir jou wys, daar gaan drukpunte kom wat hy gaan in jou lewe toepas deur middel van hierdie einste tabernakel. Dis waarna ons kyk vandag. Maar eers dit, as ons Vader se woonplek opeis met 'n Messias gerigte visie, soos wat ek nou vir julle in die skrif gaan wys, dan keer ons terug na die einste skrif, die einste Bybel se argitektoniese ontwerp van die verbond, en dit is teenwoordigheid, heiligheid, geregtigheid, verlossing, gehoorsaamheid. Wat sê hy daar in Shemot 25:8? Laat hulle vir my 'n heiligdom, 'n afgesonderde woning maak, sodat ek onder hulle kan woon. So mag hierdie 'n kwessie wees dat ons generasie nie net die parasha gaan lees nie, maar dat ons dit eerder gaan eer, dat ons gaan poog om dit absoluut te verstaan in die konteks, dat ons in daardie konteks daaroor kan besin in 'n messiaanse lig, en dat ons dit kan leef en beleef as 'n lewenswyse en 'n leefstyl. Nou kom ons gaan kyk wat sê Johanan, wat sê Yeshua rondom hierdie kwessie? Johanan 2 vers 19, Yeshua antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jodim sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en u sal u dit in die dae oprig? Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gepraat. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle die skrif geglo en die woord wat Yeshua gesê het. Nou, hou vir my nie daai vers net daar. Jy moet nou ook dit in die lig sien, die volgende lig. As jy gaan kyk, het Yeshua swepe gevleg en hy het man, hy het dan mos daai uitmekaar uitgejaag en al die tafels omgegooi en dis meer. Hy het gesê, my Vader se huis. Hy praat van daardie einste tempel waarvan hulle daar praat, nee. My Vader se huis sal 'n huis van gebed genoem word. 'n Direkte heenwysing na Jesaja 56, wat ook dan nou 'n verwysing het na die Gentiles wat dan ook sal deelneem daarin. Die feit van die saak is, hy het daar na daardie tempel verwys as my Vader se huis. Dis ook waar hy op die ouderdom van 12 jaar was, wat hy gesê het, hy is besig met sy vader se jy weet, hy is besig met sy vader se werk, toe sy maar hom kom soek het. Nou sê ek vir, as Messias Yeshua praat oor sy liggaam as die tempel, en ek en jy wil hê Messias moet in ons gevorm word, weet, nadat ek en jy natuurlik gedoop is in die dood van die Messias, dan is jou liggaam mos nou ook 'n tempel. Soos wat hy dan klein is, ja, wel, hierdie tempel, breek hierdie tempel af, dan is hy mos ook 'n tempel, nee. En dis 'n tempel, dis 'n liggaam wat toegewy word, uitsluitlik tot eer en verheerliking van ons Vader Jahwe. Jy weet, Efesiërs 3 praat van die werke wat Jahwe vir ons voorberei het, en hy praat dan van geestelike werke, en ek sê nou vir jou, daai werke kan alleenlik geskied, as jou liggaam behoorlik as 'n tempel voorberei is, wat afgesonder is tot Jahwe natuurlik.
Natuurlik is dit so. En ek kan ook vir jou sê dat Efesiërs 5 vir jou gaan sê, dat ek en jy moet nabootsers wees van Elohim. Gaan kyk, 5:1. Wees nabootsers van Elohim, dan jy weet hierdie standaard is baie hoog, en dat ons onder andere vir hom 'n woning in ons moet gee, wat geskik is vir sy doeleindes. Met ander woorde, soos wat hy sê dit is, nie soos wat ons dink dit is nie, en ons kom volgende week of so, kom ons by die goue kalf insident, en dan praat ons weer hieroor. Korintium Alef, dis 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die afgesonderde gees wat in julle is, wat julle van Elohim het, en dat julle nie aan julself behoort nie. Want julle is duur gekoop, vereer Elohim dan in julle liggaam. Nou weer eens, hou dit vir my net daar, dat ek vir jou sê, kan jy sien, hy sê, die afgesonderde gees wat in jou is. Vereer dan Elohim in jou liggaam. Dis iets wat ek en jy ernstig, maar ernstig moet opneem. Nou jy sal sien, as ons nou kom by die volgende skyfie, dan sal jy sien, hier is 'n patroon van die tabernakel. Ons kyk na die tempel se vloerplan, die een aan die linkerkant, en dan gaan jy daar sien, daar's soos 'n voorhof, en daar gaan jy sien, daar's die afgesonderde plek, en jy gaan ook sien, waar is die allerheiligste, wat hulle nou noem die Holy of Holies, né? Maar as jy net die regterkant gaan kyk, en jy kyk na dieselfde prentjie, dan sien jy sien, dit lyk soos 'n mens. Nou, ons het nie verlede al hieroor gepraat, maar dit lyk soos 'n mens, né? So, jy as 'n mens is ook die tempel van die gees. En al die, kan jy sien daai bene wat jy daar het, die twee pilare wat daar uitkom, dan kan jy ook sien, daar het jy die onderskeid, die weg, die waarheid en die lewe. Dit alles is daar. Nou goed, nou gaan ek en jy weet, ek meen, hierdie is nou iets wat ek al 16 jaar lang bestudeer, as die keuse wat Jahoua vir my gehad het, weet, as 'n onderwerp, die tabernakel. Kan jy glo as ek vir jou sien, na 16 jaar kry ek nog steeds nuwe openbaringe. So intensief is hierdie hele idee van die tabernakel, die idee van die tempel, en die feit dat ek en jy in Yeshua, dat ons die tempel van die Ruach HaKodesh is, nee. So, jy sal dit ook kry. Daar gaan jy nou sien, ons gaan praat van die tempelman. Kom ons kyk weer net na daai prentjie. Ons het vorige jare nogal intensief hieroor gepraat. Ek wil net vir die doeleindes van vandag se bespreking hê dat jy moet sien, né? Kan jy sien daar waar die kop is dis waar die mees afgesonderde plek is. Jy kan sien waar die liggaam is van die skouers tot hier by die bobene, dan het jy die heilige plek en dan onder het jy die voorhof. Kan jy sien hoe speel hierdie ding uit? So Vader het hier 'n plan. En in daai mens gaan alles wat in die tempel is, gaan elkeen van daai instrumente gaan in jou wees. So kan jy verstaan waarom raak dit belangrik dat ek en jy moet kyk na wat is dan nou werklik waar dit wat Vader wil hê ons moet verstaan rondom die bestudering van die tabernakel. Nou ek gaan begin om vir jou so 'n paar sleutelpunte te gee. Dis kernpunte wat noodsaaklik vir my en vir jou is, waar volgens ons moet leef. Né? As ons werklik volkome 'n geestelike lewe wil begin uitleef. Dis wegneempunte, né? Dis takeaways, sleutelpunte wat jy gaan wegneem. Die eerste ene daarvan is dat Teruma is 'n strukturele audit. Daar's 'n audit wat gedoen gaan word van jou lewe. Goed, en as 'n man, ek wil vir jou dit sê, as 'n man se lewe nie 'n goed beplande struktuur het nie, dan sal die teenwoordigheid van Jahoua nie daar woon nie. Moet dit weer sê. As jou lewe nie 'n goed beplande struktuur het nie, sal die teenwoordigheid van Jahoua nie daar woon nie. Maar aan die ander kant wil ek jou sê, dat jy dieselfde goed beplande struktuur waarvan ek nou praat, Jahoua gaan dit vir jou verskaf. En dis die tabernakel en al sy instrumente. Goed. Nou gaan ek vir jou sê, jy gaan sien, daar's 'n paar drukpunte. Want daai drukpunte gaan jou kapasiteit om al hierdie goeders te ontvang, gaan dit bepaal. En wat bedoel ek daarmee? Jy het mos nou gesien, ons het 7 alias in hierdie parasha, en kyk hoe begin daai eerste alia. Hy sê, jy weet, hy sê vir jou, elkeen wie sy hart om aandryf, ons gaan nou kyk na die skrif hier.
Hy sê, nee, dat hulle dan nou sal iets bring wat hulle moet, hulle moet offers bring. Ons gaan dit nou lees. Elkeen van hierdie alias gaan jy sien dat die skroewe gaan al hoe stywer vir my en vir jou aandraai, sodat ons kan sien hoe lyk Vader Jahwe se afgesonderdheid en hoe lyk sy karakter. Hierdie drukpunte wat ons van praat, die pressure points, daar's 'n paar, hy gaan deur hierdie meublement of hierdie instrumente gaan dit uitgelig word. Al daai goed wat jy in die tabernakel gaan kry. So kom ek gee vir jou die opskrifte van die drukpunte en dan gaan kyk ons na 'n paar daarvan. Heel eerste waarin hy gaan vat, is hy gaan begin met vrygewigheid. Hy sê nog niks van die struktuur, hy sê nog niks van bou my 'n sanctuary, bou vir my heiligdom, bou vir my woning nie. Hy sê nog niks nie, hy begin met vrygewigheid. Dan vat hy jou na die verbondkern, en dit is natuurlik die ark van die verbond. En dan vat hy jou na 'n gedissiplineerde lig toe, wat die menorah is. En dan vat hy jou na die verborge veerkragtigheid, hy vat jou na verantwoordelike broederskap toe, en dan gaan hy jou vat na die bewaakte grense, die boundaries, verteenwoordig deur al hierdie voorhangsels en, jy weet, in die bedekkings, dit wat hy het. So, ja, ek dink, min mense dink daaraan, dat elke voorhangsel is 'n grens, is 'n boundary wat Jahwe ingebou het. En dan die heel laaste ene waarna ons gaan kyk, wat ook 'n prese plek is die plek van die brandofferaltaar. Dis die plek waar berou gebeur. Het jy agtergekom, Vader begin nie by die altaar nie, hy begin by die verbondsark. Kom ons lees daai skrif. Toe het Jahwe met Moshe gepraat en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offergawe moet bring. Van elkeen wie se hart hom aandryf, moet julle my offergawe bring. En dit is die offergawe wat julle van hulle kant moet bring. Goud en silwer en koper, en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en 5 fyn linne en bokhaar. En rooi geverfde ramvel en rokvel en akasiahout, olie vir die handelaars, speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye, onyxstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. Goed, so kan jy sien wat word nou van jou gevra. Kom ons noem dit verbondsgulhartigheid. Ons gaan hier optel, vir my eie doeleindes gaan ek net sê, dit is skyfie nommer 23, dit gaan ons net help met ons audit. Goed, ons het vir mekaar gesê, dit gaan oor vrygewigheid, en ons het ook, daar's 'n woord wat hulle gebruik is, verbondsgulhartigheid. Onthou ek het gesê, hier is ons pressure points wat nou kom, drukpunte wat Vader nou gaan inbou in sy tabernakel in. So weer eens, Teruma is 'n strukturele audit van my en van jou. Nee? En daardie druk gaan wys, het ons die kapasiteit om hom te ontvang. Jy sal ook agterkom dat in tyd van tabernakel kan almal hom nie ontvang nie, maar hy maak met verloop van tyd, dis die Lewiete wat daar kan ingaan, en na Yeshua weet ek en jy wat is ons posisie, dat ons dan ook vrymoedigheid het om in Yeshua, onderworpe aan die Torah, om in Yeshua met vrymoedigheid na die troon van genade te kan gaan. Dis hoekom ons hierdie bestudeer. So hierdie eerste plek waar Jahwe begin om hierdie skroewe aan te draai, dit gaan oor die vrygewigheid, en dit is die eerste een wat hy in hierdie volk gaan toets. Met ander woorde, ek wil hê jy moet mooi verstaan, Jahwe gaan eers jou gewilligheid om te gee toets. Dis die eerste drukpunt, dis die eerste pynpunt, dis die eerste knelpunt, dis die eerste senuweepunt as jy dit wil hê. Dis wat hy gaan toets, is die finansies, en hy doen dit baie doelbewus. Ek wil hê jy moet sien dat hy druk toepas op die volk, hy verplig hulle nie, maar hy gaan wel druk op hulle toepas, deurdat hy vir hulle sê, hoorie, bring vir my 'n offer, of bring die volgende. Hy ontbloot met hierdie pressure point die harte van die Israeliete, want hy sê, die wiegene se harte hulle aandryf. Onthou, hulle dink tog baie so slawe, hoor. Hy gaan nou kom en hy bring hulle denke na die voorgrond, sodat hulle self hulle harte kan ondersoek. Hy begin nie hier met teologie nie, hy begin met 'n bydrae. Vrygewigheid ontbloot 'n man, of 'n man nog steeds in Egipte is, Mitsraim is, of het hy nog steeds hierdie slawe mentaliteit van ek moet opgaar, ek moet net vir myself hou. Vader wil hê jy moet verstaan,
dat iemand wat vry is, gebruik die middele, die resources om te bou. Aan die tabernakel, aan die koninkryk. Dis wat jy gaan doen. So, dis die eerste drukpunt. So, die skroef word nou 'n bietjie vasgedraai. Die vraag hierso gaan wees is, beheer jy die hulpbronne of beheer jou eetlus dit? Want ek sê vir jou, 'n man wat nie sy geld kan bestuur nie, kan nie 'n heilige of 'n afgesonderde ruimte bou nie. As sy finansies impulsief is, met ander woorde, hy hanteer dit so impulsief, dan het die teenwoordigheid van jou nêrens 'n stabiele plek om op te rus nie. Weet net, vrygewigheid is nie liefdadigheid nie, dit is 'n kwessie van, dit toets die eienaarskap van dit wat jy het en die interne vryheid. So jy gaan sien die druk wat hy hier toepas, deur te sê, bring vir my hierdie offer, gaan wys of jy 'n verbruiker of 'n bydraer is. Are you a taker or a giver? Kan jy waarborg dat meer takers as wat daar givers is? Nee? Dis heeltemal die waarheid daar. Goed, so wat gaan die kern hier wees? Gaan hierdie Israeliete, het hulle die kapasiteit om vrywillig te gee? En tweedens, kom hy dan eintlik en hy plaas 'n sielkundige effek op hulle, sodat hulle kan weet, hoorie, maar ek doen hierdie van harte, omdat ek wil hê dat hy onder ons moet kom woon. Snaaks het hy dit nie van meet af sê nie. So, okay, kom ons begin met Shemot 25 vers 1. Moshe, bou julle nou vir my 'n tabernakel en sê vir almal hulle moet offers bring nie. Nee, hy doen dit nie so nie. Hy sê nee, bring dit, bring daai, bring hierdie, bring die volgende. En wanneer hy klaar gesê bring hierdie, dan sê hy, bou vir my 'n heiligdom, bou vir my 'n afgesonderde plek. So Jahwe dwing nie die bydraes af van die volk nie. Wat hy eintlik hierso na kyk is, hy sê, het jy die begeerte in jouself? Elkeen wie se hart hom aandryf, bring julle dit. Hierdie is nie vir ons insameling nie. Hierdie word eintlik eerder 'n siftingsmeganisme. Weet, om hierdie mense wat so opberg, hoorders soos hulle noem, hulle gaan ontbloot word. Ek en jy sal ontbloot word as ons nie kan laat gaan en weet, laat dit nou maar net gebruik word vir die doel waarvoor Vader dit doen. Kyk, ons is prakties getoets hierdie week hierop, né? Ja. Ons moet sekere goed moes ons laat gaan. Ek gaan vir jou 'n simpel ding vertel. Weet jy, ek het 'n oom wat 'n lang pad met my saamkom. En hy's basies onbruikbaar vir ons terwyl hy nog in 'n goeie werkende toestand is. En die vraag is, ons vra, moet ons daarmee trek? Ons het dit op Facebook gegooi en 'n paar keer hier aangekom. En vir hulle was dit weer 'n ding van onskatbare waarde, want hulle het blikkies, ek dink ons Densmaak of iets wat hulle daarin wil koop. Vir hulle en teen daai prys was dit 'n groot ding. Ons moes laat gaan, sodat dit vir hulle van groot waarde kan wees. En mag hulle gebless wees daarin. Maar hierdie is dieselfde ding. As ek en jy moet leer om te gee. Ja, ons het die goud en die silwer en die wat ook al het ons by die Mitzraymiete gevat, die Egiptenare. Nou vat ons van dit, ons gee dit weer vir Vader terug. En weet jy wat, ons sê die houding van, ek gee enige tyd vir Vader, want hy sal weer vir my gee. Daar is by my twyfel nie, ek weet hy gaan vir my weer gee. So, hy weet jou was, weet jy, hy kon nie dit eenvoudig gesê het, so in die begin. Laat daar son, maan en sterre wees. Laat daar 'n tabernakel wees. Hy kies om dit nie te doen nie. Hy kies om my en jou te kry om deel te hê aan die bou van hierdie tabernakel, om te bou aan ons verhouding met hom, om te bou aan ons begeerte om in sy teenwoordigheid te wil wees. Dis waaroor hierdie gaan. So hy kon net geskep het sy wou, maar eintlik vra hy vir hierdie volk dat hulle sal vanuit hulle eie harte sal hulle dit doen. En dan net, hy het tog nie gesê dat hulle die struktuur bou nie. Hy het tog nie vir hulle gesê, hoegenaamd enigstens iets gesê oor daai struktuur nie. Hy wil met hierdie volk, wil hy 'n nasie bou, wat heeltemal in staat is, hoor nou mooi, hy wil 'n nasie bou, wat heeltemal in staat is, om sy teenwoordigheid te bevat. So kom ek sê, Yeshua is 'n Jahoua bevatter. Dis die Vader in my wat die werke doen. Kan jy sien wat dit is wat hy vra van my en van jou, is dat ons in staat is, dat ons die kapasiteit in onsself ontwikkel,
met sy hulp deur die Ruach om hom te kan bevat, om die werke wat hy vir ons voorberei het, te kan gaan uitvoer. Dink jy ek maak daai nogal duidelik, né? So jy kan nou sien dat hierdie teruma is 'n opheffingsoffer, dis 'n offergawe, en dit gaan vir my, wat dit ophef, weet ek hef dit op na Vader, maar dit hef my ook op. So ek wil hê jy moet kyk na hierdie sielkundige transformasie wat Jahoua hierso teweeg bring. 'n Geforseerde offer sal net aanstoot gee, vrywillige offers gaan eienaarskap vestig. Ek is deel van hierdie tabernakel, I take ownership of the tabernacle. I take ownership, en as ek weet 'n mede-eienaar is daarvan, I'm going to give it my best. Is dit nie wat eintlik hier gebeur? Goed, so ek sê weer, teruma is 'n strukturele audit. Nou hoor nou mooi, vers 8 sê nou die volgende. Ook moet hulle vir my 'n afgesonderde plek maak, dat ek hulle in hulle midde kan woon, ooreenkomstig alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van alles wat daarby behoort, so moet julle dit maak. En julle sal onthou, so 'n jaar of 2 terug het ons hierdie term met ons deurgetrap, Vishakanti Betokam, in hulle en tussen hulle. Nou kom ek sê vir jou, ek luister, weet, so tussen al hierdie dinge wat ons doen, luister ek na 'n bepaalde rabbi, en hy sê, weet jy wat, dis nie net alleenlik dat hy in jou kom woon nie, of dat hy in die volk se midde kom woon nie. Dit is so goed soos, en hy vertel die verhaal van hoe hy begin het in hierdie sinagoge, en dat sy sitplek was doelagter gewees, hy het tussen die manne gesit, en met hulle gepraat, en nou nog is dit vir hom die lekkerste ding, as hy gaan bedien by daai bepaalde sinagoge, om weer daar te gaan sit, tussen die manne. Maar dit is wat hierdie beteken. Vader wil hierso tussen die manne kom sit. Hy wil hier in ons midde wees, né? Dit is iets wat die profete goed verstaan het. Dis iets wat Yeshua baie goed verstaan het. Dis iets wat Paulus op Shaul dan baie goed verstaan het, want Elohim was met hom. Elke profeet weet dit. Vader wil met jou daai fellowship hê. Dis so 'n naby verhouding hy met ons soek. Hierdie tabernakel wat hy vir ons nou gaan verduidelik, dit is opleidingswiele vir innerlike heiligmaking. En ek gee vir hom en praat hier nou. Okay, dan moet ek jou terugvat na 'n fiets toe. As jy begin fietsry, dan jy moes nou hierdie ekstra wielietjies wat jy nou so half steun, né? En jy leer eers om te trap en jy weet om die handvatsels behoorlik te hanteer en dis meer, totdat jy gemaklik raak en jy dan per dag daai wielietjies afhaal, sodat jy dan net jou gewone fietswiele het mee te kan ry. Nou so kan ek nou vir jou sê, hierdie tabernakel is daardie tipe ondersteuning vir my en vir jou, sodat die wese en die karakter van Jahoua verstaan kan word en in ons ingebou kan word, en sodat ons die tabernakel kan wees. Nou, julle sal onthou, dat hierdie prentjie al hoeveel keer gebruik, né? Onthou net, dit gaan oor 'n restaurasie wat moet plaasvind. En die tuin van Eden is die tabernakel tempel model. Dit is waar dit begin het, dis waar Adam en Eva geval het, en restaurasie vir my en vir jou moet plaasvind, terug na daardie tabernakel, daardie tempel toe, en die patroon gaan altyd dieselfde wees. Jy kan sien, daar het jy ook die allerheiligste, of die mees afgesonderde plek, jy het ook die afgesonderde plek, of die heilige plek dan nou, en dan het jy die voorhof. So, die hele prentjie is daar, en dis waarna toe hy jou gaan terugvat. Nou kom ons kyk net gou na hierdie Eden restaurasie patroon, want dis presies wat hier gaan gebeur met hierdie tabernakel wat nou gebou gaan word. Wanneer hy gepraat het van die tuin van Eden, dan praat het van sy teenwoordigheid. Wanneer hy praat van Sinai, dan is dit die kolbat, dan is die stem wat gehoor word. Wanneer hy praat van die Mishkan, is dit sy woning. En dan sy ultimate doel is om in jou hart te kom as die finale liggaam. So as ek nou net hierdie idee, die eerste drukpunt van die idee van vergewigheid moet afsluit, ek sê weer vir julle, 'n leier wat bydraes moet afforceer, hy gaan net compliance bewerkstellig. Ek kom dit net nou, maar my hart is nie daarin nie. Maar as 'n leier wat 'n begeerte kweek, bou 'n verbond. Dis presies wat Jahoua hier sou doen. So hy forceer nie 'n nakoming nie, hy sê jy moet jou hart met jou aandryf, jy moet 'n begeerte hê. So hy sal eerder die begeerte in jou aanwakker om dit te doen. En dis wat ek en jy moet doen. Ons moet die begeerte
aanwakker dat hierdie tabernakel en restaurasie kan plaasvind. Kom ons kyk net, want hierdie is eintlik bietjie dieper as wat ek en jy dink. As jy moet gee onder verpligting, dan moet ek eintlik vra, wat bou jy? Bou jy die compliance of bou jy die begeerte? Wanneer jy onder verpligting gee, dan volg die volgende tekens. Jy gee om 'n skuldgevoel te vermy, jy gee om goed te lyk, jy gee omdat ander mense kyk, jy gee maar jy kla daarna. Dit wys vir jou, hierdie tipe van gee kom uit 'n innerlike tekort. Dit is die slaafmentaliteit. Ek moet dit doen, anders is ek in die moeilikheid. Dis nie verbondsvryheid nie. Dis eerder gedragsbeheer daai. En kom ons wees nou maar eerlik, baie van ons sogenaamde Christelike vriende, hulle het 'n kultuur van skuldgedrewe manipulasie. Dis nie iets wat manne opbou nie. Dit bou 'n emosionele afhanklikheid. Eerder moet jy gee vanuit jou oorvloed, al het jy nie baie geld nie. Dit beteken jy het interne orde, jy het duidelike prioriteite, jy het beheer oor jou begeertes, jy het 'n vaste struktuur, jy gee eerste, nie laaste nie, jy gee strategies, jy is nie impulsief daarin nie, jy gee met 'n kalm sekerheid, nie met 'n innerlike weerstand nie. Dit is die houding van 'n vryman. Ek behoort aan jou, my hart dryf my aan, ek gee vir hierdie tabernakel, ek bou aan sy huis, dis ook my huis. Maak dit sin? So, jy moet maar 'n selfondersoek doen. Het jy 'n vaste persentasie wat jy gee? Is jou uitgawes gestruktureer of is dit emosioneel? Word jou gesin eers gedissiplineer ook in gee? Of is dit maar net 'n byproduk van ek gee uit my oorskot uit? As jy nie jou finansies beheer nie, kan ek nou vir jou sê, gaan die afgesonderdheid, die heiligheid nie in jou gehuisves kan word nie. Die miskan begin by jou beursie. Ja, jy kan dit self nou gaan lees, begin by jou beursie. Omdat finansiële dissipline die eerste sigbare teken van selfvergering is. Hoop dit maak jou sin. Goed, so ons kyk 'n bietjie weer na die dieper waarheid. En dit is dit. Om te gee omdat jy onder 'n verpligting voel om dit te doen, kom uit vrees uit. Aan die ander kant, as jy gee uit jou oorvloed uit, dan kom dit omdat ek het identiteit. Dis my tabernakel, dis my mense, my Elohim hierdie. So as jy werklik glo jy behoort aan jou, dan is al die hulpbronne wat jy in elk geval het, alreeds syne. Die vraag is nie of jy gee nie, die vraag is, gee jy as 'n slaaf wat bang is, of iemand wat 'n verbondsman is, wat help om die tabernakel te bou, om die koninkryk uit te bou. Belangrik, né? Goed, kom ons gaan nou verder, wanneer hy dan nou sê, nou moet jy die eerste stukkie meublement maak. Hulle moet dan 'n ark van akasiëhout maak. 2,5 L moet sy lengte en 1,5 L sy breedte en 1,5 L sy hoogte wees. En jy moet dit oortrek met suiwer goud van binne en van buite moet jy dit oortrek. En jy moet daaraan 'n goue krans maak rondom. En giet daarvoor 4 goue ringe en sit dit aan sy 4 voete vas, sodat 2 ringe aan die een kant en 2 ringe aan die ander kant is. En maak drahoute van akasiëhout en trek dit oor met goud. En steek die drahoute in die ringe aan weerskante van die ark om die ark daarmee te dra. Die drahoute moet in die ringe van die ark bly. Hulle mag daar nie uit weggeneem word nie. Daarna moet jy in die ark die getuienis sit wat ek aan jou sal gee. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud, 2,5 L moet sy lengte en 1,5 L sy breedte wees. Maak ook 2 gerubs van goud. Van dryfwerk moet jy hulle maak aan die 2 ende van die versoendeksel. En maak 1 gerub aan die een end en 1 gerub aan die ander end. Uit 1 stuk saam met die versoendeksel moet julle die gerubs maak aan die 2 ende. En die gerubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskud. En hulle aangesigte moet na mekaar toe wees. Die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees. En sit die versoendeksel bo op die ark,
Maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee. En daar sal ek met jou saamkom en van die versoendeksel af tussen die twee gerubs uit, wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Nou, hier was nogal 'n hele gedeelte, maar jy kan sien hoe in detail beskryf Vader hierdie ding. Want jy sien, hy het nou eers gekom en hy het jou vrygewigheid getoets. En dan kom hierdie instruksie om die woonplek vir jou te bou. 'n Plek waar hy die volk kan ontmoet terwyl hy sy afgesonderdheid en sy reinheid intact kan hou. En dan sien ons dat die eerste objek wat beskryf word, wat Israel gaan maak, is nie die brandofferaltaar nie, en dis ook nie die menorah nie. Nee, dis die verbondsark. En jy moet jouself die vraag afvra, hoekom? Jy moet weet, die verbond, dit gaan daaroor dat dit wat reeds vasstaan in die hemel en op aarde, kry die eerste plek. Nie jou emosies nie, nie jou mood swings nie, glad nie dit nie. Want jy sien, liefde sonder grense gaan ontaard in iets wat baie gou onstabiel raak. Ek gaan vir jou die voorbeeld hierso gee van 'n rugbyspan. As jy net aan hulle kan dink. Voor die wedstryd is almal opgewonde. Daar's baie emosies, né? Die afrigter sê nie, gaan net uit en volg net jou gevoelens. Speel net jou hart uit. Nee, hy sê nie dit nie. Hy gee 'n struktuur. Hy sê, jy speel op daai posisie. Hy herinner hulle aan al die ingedrilde spelpatrone. Hy gee vir hulle weer eens die dissipline reëls, die opleidingsroutines. Wanneer hulle in die wedstryd is en die druk is op sy hoogste en die skare skree, vertrou hierdie spelers nie op hulle gevoelens nie. Hulle vertrou op hulle opleiding en hulle reëls. Net so is dit met die koninkryk van Elohim. Jy gaan vertrou op die opleiding en die reëls van die koninkryk, die huisreëls. Die verbondswet kom voor enige emosie. Sonder daardie struktuur gaan enige emosie ineenstort. So, ons sien, hy begin met die ark, hy begin met die verbond, nog voordat hy begin met die lig van die menorah, nog voor die voorsiening van die tafel met die toonbrode, nog voordat die brandofferaltaar gemaak word. Hoekom? Jy sien, kan nou vir jou sê, as hierdie gaan oor net 'n emosionele navolging van jou, oor hom voel, dan praat jy van die sielsdimensie, dan gaan jy net ronddryf. Hy wil hê dat jou gees moet wakker wees, dit moet in jou geesdimensie plaasvind, né? Die Torah anker die liefde, dis wat Yeshua gesê het. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En dis die harde werklikheid. As jou lewe net gebou is oor hoe jy voel, dan gaan jy opgee die oomblik wat dit volgens jou moeilik raak. Jy gaan wegstap die oomblik wat die gees van aanstoot, né, spirit of offense sy verskyning kom maak. Of wanneer jy verveeld raak en daardie wel, ek voel nou nie lus hiervoor nie en ek voel nou nie lus daarvoor nie. Weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan van rigting verander en wanneer jy rigting verander, dan gaan wiele afkom. Dit gaan gebeur. Maar weer eens, as jy die struktuur het van die verbond, dan bly jy toegewy, jy bly opdaag, jy bly standvastig. Jy weet, ek gaan op Shabbat, gaan ek kom, ons gaan 8:45, gaan ons begin met daai, ons gaan die blessings doen, ons gaan met die bespreking begin, ons gaan die Torah lesing doen, jy het struktuur, jy begin verstaan hoe werk Vader se koninkryk se reëls. Emosie is net 'n brandstof, maar die verbond is die stuurwiel. As die emosie die brandstof is, gaan dit opraak, en jy gaan gestrand sit sonder enige rigting, want jy het nie toegelaat dat daardie verbond vir jou neem na daai voorsiening toe nie. Goed, so jy kan sien, Vader gaan die heel eerste struktuur wat hy vir jou gaan gee, is die, hy begin met die ark, en dis die houer van die getuienis. Ek wil net vir jou dit sê, dink daaraan en dink ernstig daaraan. In die tuin van Eden wat ek net vir jou gewys het, wat het Adam gehad? Adam het die woord gehad, hy het Vader se woord gehad, hy kon daarop staan maak. Hy het Vader se autoriteit gehad, en hy het Vader se voorsiening gehad. Jy sal sien later, wanneer hulle hierdie verbondsark klaargemaak het, is dit 'n pot met manna, 'n Aaron se staf, en die 10 woorde wat in hierdie verbondsark inkom. Daardie 3 goed wat Adam weggegee het.
So, hierdie verbondsark gaan die getuienis wees van presies dit wat daar gebeur het in die tuin van Eden. Jy het autoriteit, jy het sy woord en jy het sy voorsiening. Weet dit hier in jou wese, dis wat jy het. Jy het die getuienis. Want ek sê nou vir jou, as jy nie die getuienis het nie, dan word aanbidding bloot iets mystiek wat jy vir wie ook al wil voorhou. Jy gaan ook sien dat die materiaal wat gebruik word vir hierdie verbondsark, dis 'n akasia hout, ons weet dis 'n baie harde hout, en dit praat van die menslikheid, maar dit word binne en wel aan weerskante word dit oortrek met goud. Die goud wys na die goddelike heerlikheid. Binne, jy kan sien, dit bevat dan of dit gewys of dui op integriteit. Net sê met ander woorde, dit dui op integriteit. Dit dui op die integriteit. Nou bo op hierdie verbondsark dan het jy nou die kaporet en kerubim. Kerubim is nou die gerubs, né? Dis 'n troonbeeld. Jehovah's bo hierdie getuienis, is hy gekroon. Die stem kom tussen hierdie gerubs te voorskyn. Hierdie kerubim op hierdie troon, hulle dis beeldspraak. Dit is iets wat in die antieke nabye Ooste baie goed verstaan is, dat jy praat nou hier van koninklike beeldspraak. Jehovah heers oor die Torah, hy heers nie oor die impulse nie. In die tweede tempelperiode was die ark weg. Jeremia het hom weggesteek. Al wat oorgebly het en wat sentraal bly staan het, was die Torah. So die afwesigheid van die verbondsark het veroorsaak dat die mense van die tweede tempelperiode, dis nou die tyd van Joshua, met 'n groter en intensiewer onsag na die geskrewe teks moes kyk. Goed, so as ek nou vir jou 'n leierskapsles hierso moet uithaal, dan gaan ek sê, ek en jy as mense, ons het 'n natuurlike geneigtheid om net te wil gaan na dit wat skouspelagtig is. Spectacular, né? Maar die verbond het die manier om die mense ego in te perk. Hierdie is die reëls, leef volgens dit. Ek sê vir jou, as jy besig is om mense op te lei volgens jou persoonlikheid, en daardie opleiding kom nie vanuit die Torah, vanuit die rigting aanwysing van Jehovah nie, dan kan jy wel weet, dit gaan ineenstort op die een of ander stadium. Jy kan 'n vertragingkie verwag, maar daai val is onvermydelik, dit gaan kom. Want kom, die emosie kan nie die teenwoordigheid van Jehovah hou nie, maar die orde wat hy gegee het, dit kan. So die vraag is nou net, is die Torah die middelpunt van jou innerlike mishkan, jou innerlike tabernakel, of rangskik jy die meublement volgens jou gevoelens? Goed, kom ons kyk na die tafel met toonbrode. Hier is ook interessante goed wat hier uitkom. Ek sien ons tyd stap nog. Maak ook 'n tafel van akasiahout, 2 L moet sy lengte en 'n L sy breedte, 1,5 L sy hoogte wees, en trek dit oor met suiwer goud en maak daarvoor 'n goue krans rondom. Maak daarvoor ook 'n lys van 'n handbreed rondom en maak 'n goue krans vir die lys rondom. En maak daar 4 goue ringe voor en sit die ringe vas aan die 4 hoeke van die 4 pote. Naby die lys moet die ringe wees as plekke vir die drahoute om die tafel te dra. En maak die drahoute van akasiahout en trek dit oor met goud. Daarmee moet dan die tafel gedra word. Maak ook sy skottels en sy rookpanne en sy kanne en sy bekers waarmee gegiet moet word. Van suiwer goud moet jy dit maak. En op die tafel moet jy voortdurend toonbrood voor my aangesig neersit. Weer baie spesifieke instruksies en iets wat ek nie tyd gehad het om vir julle baie te weet. Ek sien 'n verkeer sê hy dan 'n goue krans om mee, dan 'n goue krans om mee. Dis die kroon. En dis 'n goue kroon en net daardie sal jou 'n hele week lank besig hou as jy net dit gaan bestudeer. Goed, so wat Ek weet nie, terwyl ek wil dit net sit en ek wil nie nou getuig daaroor nie, maar terwyl ek hier sit, bevestig Vader net vir my die pad wat hy byvoorbeeld met my verloop het rondom die gerubs en hoe hulle aangesigte in Vader se teenwoordigheid bedek, hoe hy my die pad van
my kroon en die bedekking, as ek in sy teenwoordigheid kom, hoe hy met my geloop het daarmee. Maar dit is 'n getuienis vir 'n ander keer. Maar dit is net belangrik, weet net, gaan kyk net as jy tyd het, gaan kyk na hoeveel keer praat hy van die goue krans, maar Yes. ook daar, weet met elke altaar, gaan kyk waar hy dit sê, want daar is 'n groot significance daarin. Goed, ek gaan net vir die kerngedagte gee, die tafel met die 12 brode en die menorah, wys dat Jahwe se teenwoordigheid bly nie net van self nie, dit moet elke dag versorg word. Met ander woorde, die lampe moet versorg word, en die brood moet versorg word. Want die voorsiening en die lig, dit bly net sterk as daar orde en dissipline is. Né? Jy moet gedissiplineerd toesien dat die menorah voortdurend bly brand. Die brood word elke 7 dae vervang, maar dit bly vir 7 dae lang vars. Maar dit is nog steeds die daaglikse voorsiening. Op daai tafel was daar 12 brode, dit verwys na die 12 stamme van Israel, en dit beteken nie dat jy brood eet nie, dit beteken net dat Israel staan voortdurend voor hom, staan altyd voor hom. Ons kyk na die dissipline van die lig, die menorah. Nou, hierso is iets wat ons noem die blootstelling van konsekwentheid. En wat beteken dit vir my, wat beteken dit vir jou? As jy 'n leier is, of jy is die pa van 'n huisgesin, dan verteenwoordig jy ander mense. Jou besluite raak byvoorbeeld jou gesin. Die menorah moet die hele tyd brand, die olie moet die hele tyd ingegooi word. Dit wys dat jy nie net eendag ywerig kan wees en dan ophou nie. Baie mense begin baie sterk, maar hulle hou net nie aan nie. Daar's net nie 'n volhoubaarheid by hulle nie. Jy moet weet dat as jy die tempel van die Gees is, gaan jou ywer, dan moet 'n vuur brandende in jou wees, dat jy gaan begin en jy gaan volhard tot die einde. Dis wat die Messias van jou verg. Want hy wat volhard tot die einde, hy sal gered word. Goed, so, weer eens, baie mense begin baie sterk, dit hou net nie aan nie. Ons het nou gesien, ons begin met die vrygewigheid, en toe het ons gepraat oor die verbondskern, die ark van die verbond, ons het gepraat oor die gedissiplineerde lig, ons het gepraat oor die verborge skoonheid. Eintlik het ons nog nie heeltemal daaroor gepraat nie, die skoonheid van byvoorbeeld die menorah, met al sy kelkies en wat hy ook al daar beskryf. Dit word beskerm deur die grense, deur die voorhangsels en die bedekkings. So dit is nie vir enigiemand nie, die moet jy nou maar net weet. Jy gaan daai fellowship met Vader moet hê in die tabernakel, dat jy die skoonheid daarvan kan aanskou. Dan het jy ook die verantwoordelike broederskap, ek gaan nou daaroor iets sê, want dit het te doen met die pilare. En dan het ons daai bewaakte grense, die boundaries. Ek sê weer, ek dink min mense dink dat elke voorhangsel, hulle dink nie daarna die voorhangsel is 'n grens wat jy ingebou het nie. En dan het jy laastens die altaarvlak van berou. Goed, so jou verborge veerkragtigheid, daar's 'n diepte hierso. Maar ek wil nou praat oor die bedekkings. Die bedekkings skuif die fokus na dit wat onsigbaar is. Ek het nou vir jou gesê, daar's 'n innerlike skoonheid wat bestaan, maar hierdie grove buitelaag beskerm dit. Die druk wat jy gaan kry, is baie swaarder en is baie meer subtiel. Want jy sien, wat jy nie kan sien nie, gaan maak dat jy moet in geloof lewe en dit gaan jou slyp. En die vraag is hoe reageer jy onder kritiek, of sal iets jou selfbeheersing afbreek? Dit gaan daaroor, is dit net 'n sigbare geestelikheid, of is daar 'n verborge diepte wat getoets gaan word hier by jou? En stres ook, dit toets jouself as wanneer jy onder stres is, dan word jou selfbeheersing word getoets in daai opsig. Met ander woorde, hier gaan jy begin sien of jou gehoorsaamheid iets is wat duursaam is. Goed, kom ons kyk gou na die onderwerp oor die verantwoordbare broederskap. Dit gaan met daardie pilare, jy kan dit almal daar sien, jy kan ook hier aan die linkerkant sien, jy het daai silwer fondasie stukke waar hierdie pilare moet ingaan. Hierdie praat van verantwoordelike broederskap. 'n Enkele persoon kan nie hierdie ding doen nie. Hy praat hier oor hierdie openbaring of die blootlegging van isolasie.
Geen een van daai borde, van daai borde wat opgesit gaan word, kan alleen bly Eintlik staan nie. pilare of pale. Ja, jy het pilare en dan is daar borde wat tussen die verskillende dele kom en dan het jy die linne wat reg rondom dit gaan omring. Wat hierdie ding sê is, daar is nie plek vir individualisme nie. As jy dink dat jy kan individueel al hierdie goeder self in stand hou, dan maak jy fout. Die druk is wat jy gaan kry, wat hierdie vir jou gaan wys, is maak jy staat op jou broer hierdie kant van jou en die broer hierdie kant van jou. Want jy moet inhak by mekaar om hierdie tabernakel te maak werk. Vader gaan dit toets. Hy gaan die skroewe vasdraai. Die vraag is, wie korrigeer jou? Teenoor wie is jy verantwoordbaar? Wie ken jy as jy in 'n moeilike tyd ingaan? Wie kan jou blinde kolle vir jou uitdaag? Ek sê weer, as een van daardie pilare, een van daai planke val, as een van daai borde val, nee, dan val die hele ding plat. So hierdie kapasiteit is nie net van individue wat moet vergroot word nie, in jou moet jou kapasiteit ook wees vir jou broer, jou broer en jou suster, waar ook al watter kant van jou. Ek en jy moet ons naaste so lief hê soos onsself. Ons kan nie net dink, wel, hy moet maar vir homself sorg nie. Weet, ons is ons lewe in 'n tyd van individualiteit of individualisme. Dis nie wat Vader wil hê nie. Hy wil hê dat ons as 'n gemeenskap sal saamwerk. Die Jode het 'n sê ding, as een Jood seer kry, kry almal seer. Klaar. Maak nie saak waar in die wêreld is nie, as een seer kry, kry almal seer. En hulle hanteer dit as sulks. Ek en jy skakel in by Israel, ons weet, ons is deel van daai gemeenskaplikheid. Weereens, die verbondsteenwoordigheid woon nie in 'n geïsoleerde persoon nie. Dit kan nie 'n lone ranger situasie wees nie. Dis 'n gesamentlike, kollektiewe ding wat ons moet doen. Goed, kom ons praat net gou. Dit is so 'n soort van as 'n afsluiting, praat ons oor die bewaakte grense, né? Ons praat oor die blootstelling van die dissiplines. Die voorhangsels bring vir ons skeiding. Nie alles is toeganklik nie, nie enigiemand word toegelaat nie. Ons weet, so wat die tyd nou gaan aangaan, is die gewone ou kon nie binne in die heilige plek of die allerheiligste ingaan nie. Vader het baie spesifieke instruksies gehad, totdat, jy weet, as jy nie voorberei is, as jy nie behoorlik gedeel het by die verbond, by die brandofferaltaar met jou sonde nie, dan gaan jy nie kan aanbeweeg na die waskom toe nie. Jy gaan nie van die waskom af kan gaan na die tafel met die toonbrode nie. Jy kan sien, dis plek wat net vir die priesters op sy gesit is. In Yeshua is dit wat van my en jou verwag word. Ons sterf by daai verbondsaltaar, brandofferaltaar. Ons gaan na die waskom toe waar ons dade in ons weer gewas word. Dan beweeg ons aan na die tafel met toonbrode waar ons in fellowship is met mekaar. Alles verlig deur die menorah, sodat ons by die reukofferaltaar voor Vader kan staan, voor hierdie verbondsark, want die voorhangsel het geskeur. Sien daai prentjie, kan jy sien? Maar kan jy ook sien dat nie enigiemand kan so net daarin gaan nie? Jy kan nie dink dat jy met ongedeelde sonde dwarsdeur kan beweeg nie. Dis waarvoor al daai voorhangsels en bedekkings daarin gesit word. As jy dit nie doen nie, as ons nou net so net kan invoeter met ons sonde, dink ons kan net met dad gou daar praat met pappa, of jy weet, ons bring ons af na ons level toe, en dan voeter jy weer daar uit, maar jy het nog steeds nie gedeel met jou sonde nie, jy het nie gedeel met die sonde volgens die Torah nie, dan dink ek jy maak 'n groot fout. Ek luister nie na iemand wat so iets doen nie. As ek kan sien daar sonde in hulle lewe, dan sê Levitikus, Baie 19 vir my, as ek hom nie aangespreek het nie, as ek deelagtig aan sy sonde, ek weier, ek sal reguit vir jou sê, jy is besig met sonde, en nee, dit wat jy dink wat jy gedoen het daar by die verbondsark, jy het gedroom. Verstaan jy? So, wat sê ons vir mekaar? Al hierdie instrumente gaan Vader gebruik om iets by jou 'n knoppie te druk, sodat jy daarmee kan deel. Ek maak van dit 'n drukpunt. Die laaste ding wat ons dag gaan kyk, is die altaar. Weer eens, as jy sonde dood, kan alles ingee.
Jy kan gee, weet jy wat ons sê, jy kan jy kan vrygewig wees. Jy kan leiding gee, jy kan lei, jy kan broederskap bou, maar as jy weier om sonde eerlik te konfronteer, dan gaan jy sien, jy het 'n verrotte struktuur van binne af. Die altaar vereis dat jy gaan kom met sondebelydenis, dat jy gaan kom met offer en dat jy jouself in lyn gaan bring met Vader se woord. En jy gaan toesien dat dit wat jy bely het, dat jou gedrag rondom dit verander. Want as jy dit nie gaan doen nie, gaan sy teenwoordigheid van jou terugtrek. Dis die belangrike ding om te verstaan. So, kan jy sien wat ek vir jou sê is, hy toets vir jou, as 'n drukpunt, vrygewigheid. Hy toets vir jou, neem jy autoriteit op, maak jy staat op sy voorsiening, maak jy staat op sy woord. Hy vat vir jou na sy sewenvoudige gees toe, laat jy toe dat sy gees in jou werk, neem jy deel aan die eet van die brood van die waarheid, né? Respekteer jy die grense wat hy instel. Dis wat hierdie parasha vir my en vir jou leer. Deel met jou sonde by daai brandofferaltaar, maak klaar daarmee en maak seker jy vra Vader, alles van my vir alles vir u, mag ek 'n hy sê 'n aanneemlike offer, ek probeer net skielik dink hoe lees Romeine 12 vers 2, maar ek moet 'n volledige offer wees, ek moet alles neerlê voor hom, sodat dit my redelike, wel ek weet die vertaling sê, sodat dit my redelike diens aan Jahwe sal wees.